Connie de Villiers skryf 'n gedig en hy gaan so, hy sê, my huis is nie 'n plek nie, 'n kamer of 'n land nie. My huis het nie 'n tuin nie, 'n dak of selfs 'n deur nie. My huis het geen adres nie, geen straat of posrestant nie, geen lig in donker vensters nie, geen nommer op die hek nie. Want my huis is waar my kinders is. Ek is tuis as ek kan weet waar elkeen hom of haar bevind. Dis al wat ek moet weet. Ons begin vanoggend 'n reeks wat ons noem Welkom Tuis. En in hierdie reeks is my vertroue en my gebed is dat ons as gemeente sal beleef hoe die begeerte van die Vader om sy kinders deel te hê van sy huisgesin, dat dit deur sal dring tot die diepste van ons harte en ons gedagtes. Saam met dit vertrou ons die Here dat in hierdie reeks jy sal beleef hoe die Here jou anker in sy huisgesin, in hierdie familie van God. Dat jy sal beleef wat dit beteken om liefgehad te wees deur die Here, deur sy mense, en om lief te wees vir mense. My vertroue is dat in hierdie reeks ons as gemeente 'n tree sal gee vorentoe om te vra, Here, wat is dit wat U van ons vra in die volgende seisoen? En dat ons as 'n familie sy stem sal hoor en as 'n familie sal deel wees van dit wat hy doen in ons stad. Huis is baie meer as net 'n dak oor jou kop. Huis is waar die kinders is. Kan jy dink hoe die Vader in die hemel se liefde is vir sy kinders? En ek wil julle gou vertel, hierdie gemeente het begin 'n klompie jare terug in Lapa-Minnik Park, saal oom Callie en sy vroukie het vir ons, Callie van der Merwe het vir die plek vir ons beskikbaar gemaak en hy het toe uit sy naadheid gebars en toe skuif die gemeente na Montana Value Center toe. En dis toe ons die gemeente, my en my gesin en my ouers die gemeente gejoin het. En op 'n stadium het die plekjie so vol geraak, ons moes 4 dienste op 'n Sondag doen. Ek jokkie vir julle nie. 8 uur, 10 uur, 5 uur, 7 uur. Kyk, in daai tyd sing die worship span, maar hulle oë is toe. Nie omdat hulle die Here aanbid nie, omdat hulle kas toe is. En ons as gemeente het in daai seisoen die Here vertrou vir 'n vaste plek waar ons kan by mekaar kom, 'n plek wat ons huis kan noem as 'n gemeente. En die Here het met ons gepraat uit Efesiërs 2 vers 19 en ek wil dit graag met jou deel vanoggend, dat jy sal onthou en besef die woord wat die Here oor hierdie gemeente gehad het, toe ons voete vir die eerste keer op hierdie golf driving range, onthou julle dit was 'n golf driving range, en soms van die manne was bietjie hartseer dat ons nou hier 'n kerk het, maar toe ons voete sit, het die Here met ons gepraat, en spesifiek uit hierdie skrif waar Paulus sê, so julle is dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges, lede van die huisgesin van God, gebou op die fondament van die apostels en profete met Christus as die hoeksteen. En daai tyd het ons die projek, toe ons hierdie tent opgesit het, projek Hoeksteen genoem. En in hom verrys die hele gebou goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot die woonplek van die Heilige Gees. Die hart van die evangelie en van die Vader is dat vreemdelinge en bywoners geskuif sal word na medeburgers en lede van sy huisgesin. Seuns, dogters, boeties, sissies. Jy sien, wanneer ons gered word en ons kom in die koninkryk van God in, dan is dit nie net ek word gered sodat ek nie hel toe sal gaan nie, maar ek word gered in 'n nuwe familie in.
Ek kry 'n nuwe identiteit in Christus. Ek kry 'n nuwe verhouding met die Vader. Ek kry ook 'n nuwe verhouding met mense. En soms, as ons mekaar broer of suster noem, is dit alright, want ons vergeet mekaar se name. Maar ons bly in Christus. Bly ons broers, ons bly boeties en sissies, as deel van sy familie. In Lukas 15, jy kan solank jou Bybels daar oopmaak. In Lukas 15 vertel Jesus 3 gelykenisse van hoe dit lyk wanneer vreemdelinge en bywoners deel word van sy huisgesin. Nou, dis eers die skaap, dan is dit die verlore munt en dan is dit die verlore seun. Ons dink ons ken die verlore seun se storie. Dis mos eenvoudig, ons leer dit al van kleins af. Die laaitjie het weggeloop met sy pa se geld, toe raak dit op, toe kom hy terug, toe sê die pa welkom, hou vir hom 'n party. Ons dink ons ken hierdie skrifgedeelte, ons ken die storie, maar ek dink jy ons besef hoe skokkend en ontstellend en eintlik bespottend hierdie storie was in die Joodse konteks nie. Dit was nie net 'n mooi storie wat Jesus vertel het nie. Elke stukkie van hierdie storie het 'n stuk wroging wakker gemaak by die Jode. Want dit is teen wat hulle glo en dis teen wie hulle is. En Jesus praat primêr hier met die fariseërs wat hom kom aankla en sê, Jesus, jy kuier met die sondaars. Hulle noem jou 'n wynsuiper. Hulle noem jou 'n vraat. En dan begin hierdie storie waar Jesus dit vertel, maar jy moet verstaan dat dit baie ontstellend was. Dit was nie 'n mooi storie toe Jesus hom hier vertel het nie, want soms kan ons dink hierdie storie gaan oor sondige mense en heilige mense en hoe die sondige mense terugkom na die Here toe. Maar eintlik wat hier aan die gang is dat Jesus 'n storie vertel van 2 tipes mense. Die jonger boetie en die ouer boetie wat vreemdelinge geword het, wat bywoners geword het, wat nie meer seuns in die huis is nie. So kom ons lees saam Lukas 15 vers 11. Lukas skryf, hy sê, verder het hy, dus Jesus gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Kan jy dink hoe ondenkbaar so iets moes wees in die Joodse gehoor? Dat hierdie seun nie eers die decency het om te wag vir sy erfporsie nie, maar in wese, wat hy sê, hy kom na die vader toe en hy kon maar net sowel die woorde gebruik het, Pa, ek wens hy was reeds dood, sodat ek kan kry wat ek wil hê. Dis verskriklik. Dis 'n totale ontkenning van die vader se sorg, van sy gesag, van sy liefde vir hierdie kind. En die mees skokkende ding van alles is dat die pa sê, reg so, bring die papiere, kryf my absa op die lyn. Ons deel die eiendom, ons deel die erfporsie. Kyk, ons gewone Afrikaanse paas, kyk as jou laaitjie by jou kom en hy sê, ek wens jy was reeds dood. Dan voel jy dalk, my seun, jy is op die oomblik nader aan die dood as wat jy dink. Jy kan dink hoe ondenkbaar hierdie was. Vers 13 sê, nie lank daarna nie, het die jongste seun al sy goed omgesit in geld en na 'n ver land gereis en daar alles wat hy besit het deur sy losbandige leefwyse verkoos. En soms wanneer ons hierdie storie lees, dan sien ons die prentjie van die laaitjie met sy tas, met 'n pak geld en hier is hy op 'n vliegtuig New York toe en hy gaan jol. Maar jy verstaan wat hier gebeur het, die seun vra vir sy erfporsie, hy sit dit oor in geld
en hy gaan na 'n ander land toe. Sien, die seun se hoofbegeerte hier was nie net om geld te hê nie. Die seun se hoofbegeerte was om afstand van die Vader af te kry. Hy wou wegkom van die Vader af. Hy wou die blessing van die Vader hê, maar hy wou nie noodwendig die verhouding met die Vader hê nie. Hy wou 'n lewe van totale onverantwoordbaarheid, van vryheid, van afstand tussen hom en die Vader gehad het. Hy het nie eers die decency om nou maar die goedjies wat hy gekry het te vat en vir sy ma 'n potplant te koop, of vir die pa darm 'n nuwe trekker of 'n ding. Nee, hy gaan leef dit uit in 'n ander land, want sy begeerte is, hy wil weg wees, hy wil 'n lewe sonder die Vader hê. So jy kan dink hoe skokkend dit was in hierdie kultuur, want hierdie kultuur, die Joodse kultuur, het kinders nie weggegaan van hulle ouers af nie. Hulle het maar net langsaan gebly, of sommer op dieselfde erf. So hierdie moes 'n skokkende oomblik gewees het, waar die seun besluit, hy wil nie meer deel wees van hierdie gesin nie. En dan sê die woord, dit het 'n ruk lank vir hom gewerk. Hy het getravel, hy het begin sy geld spandeer, op al die nice goed. Die woord sê, 'n losbandige lewe gelei. Maar toe gebeur daar iets. Vers 14. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, dalk het hy 'n girlfriend gehad, wat hom gehelp het. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar baie ernstige hongersnood in daardie tyd in die land uitgebreek, en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners, wat hom na sy boerdery toe gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand wou dit vir hom gee nie. Hier raak sy geld op, dis 'n hongersnood in die land, en toe hy weer kyk, toe is hy 'n Joodse laaitie, wat varke oppas. Ek weet nie of jy al in 'n Joodse winkel ingestap het nie, jy kry nie bacon daar nie. Dis deel van die kultuur. Dis skandelik, dis onrein, dis vernederend vir 'n Joodse persoon om eers naby 'n vark te wees. So, jy sien hoe Jesus hierdie storie vertel, en hy vertel van hierdie seun wat nou alles gehad het, alles verloor het, maar hy is op die slegste plek wat hy kan wees, finansiëel, emosioneel, op 'n geestelike plek, in 'n liggaamlike manier. Hy is verlore. Die woord sê hy het begin gebrek ly. Hierdie woord beteken om swaar te kry, om leeg te wees, om minderwaardig te wees. Hier is die ding. En dis in hierdie jongman se lewe dieselfde, en in ons lewe dieselfde. Wanneer ons versoek word, en ek praat nie versoek net van sonde nie, ek praat van versoek word om sonder die Vader te leef, dan is dit asof die vyand die beste lewe beloof wat daar is. En ons gaan daai pad, en ons stap die pad, net om presies die teenoorgestelde te beleef. En die interessante ding is, die Vader los hom. Hy gaan soek hom nie. Hy gaan roep hom nie. Want hierdie man is besig om tot die einde van homself te kom, waar hy alles verloor het, waar hy leeg is, waar hy honger is. Vers 17 sê, toe hy tot sy sinne gekom het, het hy gesê, hoeveel dagloners het my pa, het oorgenoeg kos by my pa, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen U,
teen die hemel en in u oë, ek's nie langer werd om die seun genoem te word nie. Behandel my soos een van die dagloners. Ons hou van hierdie deeltjie, né, waar ons sê, dankie tog, die seentjie het tot sy sinne gekom. Hy het besef wat sy pa vir hom was en wat sy pa vir hom gegee het. En uiteindelik gaan hy terug en dis 'n mooi storie. Hy gaan by sy pa uitkom, maar ons moet verstaan, hier's iets belangrik om net interessant om te dink en te verstaan hierso. Hierdie seun is nie op pad terug na sy pa toe uit liefde uit nie. Hy is op pad terug na sy pa toe omdat hy honger is. En hy's besig om 'n negotiation of 'n transaksie op te stel om in 'n tipe verhouding met sy pa te kan wees. En hy het 'n mooi speech, dit klink baie mooi, ek's nie langer werd om jou seun te wees nie. Behandel my soos een van jou dagloners. In effek is hy besig om te sê, ek soek maar net weer die blessing van die pa, maar ek wil bepaal hoe hierdie verhouding met die vader lyk. Ek wil myself weer bewys. Ek wil my plek verdien in die familie. Ons dink hy's vreeslik nederig, maar jy verstaan nie. Hierdie mannetjie is besig om 'n speech uit te dink, om net weer daarom iets te kry van die vader om sy honger te stil. Hy wil net nie weer deel wees van die vader se huis nie, want moontlik, as hy weer kry wat hy wil hê, is hy weer op pad. Dis die ding. Probleem is, hy besluit om nog steeds in beheer te wees van sy verhouding met die vader. Dan vat hierdie storie 'n ander rigting. Vers 20. En toe hy opstaan en na sy vader gaan, en toe hy opgestaan en na sy vader gegaan, hy was nog ver weg. Toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry en na hom toe gehardloop. Hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir die vader, Vader, ek het gesondig teen die hemele en in u oë, ek's nie meer werd om die seun genoem te word nie. Kan ek vir jou iets vertel? Paas in die Midde-Ooste hardloop nie. Hulle het 'n kleed, so om te hardloop moet jy die ding optel en jy moet jou wit beentjies wys vir almal. Jou sandale uitskop, jy moet hardloop. Dis eintlik so half 'n bietjie skandelik. Hierdie pa absorbeer die skande uit liefde en genade vir die seun. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek nou hierdie jong laaitjie was en ek kom huis toe en ek sien my pa aangehardloop kom. Wat verwag jy? 'n Vet klap. Hierdie pa is anders. Hierdie pa se genade is eintlik onredelik. Dis eintlik uitspattig. Dis eintlik abnormaal. Want dis so interessant, hy sê, ag pa, maak my net een van jou, jy weet, ek is nie meer werd om jou seun te wees nie, en ek het gesondig, en dan stop die pa hom onmiddellik. Dis asof die pa hom mid-sentence afsny, dat hy nie daai laaste deeltjie kan sê, maak my soos een van die dagloners nie. Hoekom? Die Vader weier om 'n verhouding met ons te hê waar ons bepaal of ons kwalifiseer of nie. Hy weier om met ons 'n verhouding te hê gebaseer op verdienste of prestasie of hoe goed jy jouself weer kan bewys.
Die Vader wil met ons 'n verhouding hê, gebaseer 100% op sy uitspattige genade vir ons. Hierdie storie verduidelik so mooi hoe die pa nie eers roep en sê, luister hier chom, jy was nou so lank weg, ek gaan vir jou 'n leningkie gee vir daai geld, jy gaan dit begin terugbetaal, dan gaan ons jou bietjie vat vir maniere. Ken 'n ouma aan die ander kant, hy sal jou vir 'n week vat, hy gaan jou maniere leer. As jy terugkom, gaan jy vir elke persoon op hierdie erf om verskoning vra. Jy slaap buite, totdat jy jouself weer bewys, dat jy binne mag slaap. Jy eet nie saam met ons aan tafel nie. Die slawe sal die kos na jou toe bring. Ons sal sien of ons jou weer kan vertrou. Hierdie vader sê, vers 22, hy sê vir sy slawe, bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan, geef hom 'n ring aan sy vinger, sandale vir sy voete, bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit, sodat ons kan eet en fees vier. Hoor jy die pa se dringendheid om sy genade te bewys voordat die jongste seun maar net weer vasval in 'n verhouding waar hy bepaal wat gebeur. Op sy terme, 'n verhouding van verdienste. Die pa sê, gou, bring vir hom 'n kleed. Wat is die simbool van die kleed? Die klere het in daai jare bepaal waar jy in die klasse van die samelewing is en selfs in 'n huishouding. Die pa sê hier vir die slaaf, nie gaan haal vir hom weer 'n kleed soos wat hy gehad het nie. Hy sê, gaan haal vir hom my kleed, die beste een in die huis. Die een van die hoogste gesag. Die een wat alles kan sê en dit gebeur. Gaan haal die hoogste kleed wat jy kan kry. Hy sê, bring 'n ring, 'n seelring. Wat is die seelring? Die seelring praat van die seël van die familie. Die seël praat van dat hy nou weer die ring dra van die familie wat goed kan goedkeur namens die pa. Dis net erfgename wat 'n ring dra. Die pa sê, bring hom 'n kleed, maar hy sê ook deur hierdie ring, jy sal weer erf as ek sterf. Jy sal weer die helfte kry as ek sterf. Gewonder die ou boetie was kwaad nie. En dan sê hy, bring vir hom sandale. Hoekom? Want net mense wat vry was, het sandale gedra. Slawe het kaalvoet geloop. En hy maak 'n stelling oor sy seun om te sê, nie langer is jy 'n slaaf van jou eie sonde en jou eie tekortkoming en jou eie besluite nie. Jy's vry as jy by my is. En dan sê hy, die wonderlikste ding van almal, bring die vet kalfie. Ons gaan slag. Hulle sê mos, daar's net 2 ouens wat bly was toe die jongste seun, wat nie bly was toe die jongste seun terugkom nie. Dit was die oudste broer en die kalf. Die kalf praat van, hy's voorberei vir feesviering, vir celebration. Hy's reg om geslag te word. En ons moet nou verstaan, toe hierdie seun weggegaan het, het hy vir die pa gevra wat hom toekom. Hy het gesê, pa, dit wat my toekom, die helfte, gee dit vir my. Die interessante ding is, dis al wat hy gekry het. Dink jy vir 'n oomblik dat die vader meer vir hom wou gee? Natuurlik. Maar hy het besluit wat hy kan kry en hy het dit gevat
En in hierdie oomblik is dit asof die Vader hom weer herinner dat daar's nie einde aan sy goedheid nie. Daar's nie einde aan sy voorsiening nie. Hierdie kleed, ring, sandale, kalfie, dit was tekens en dit was oomblikke wat sou gebeur het as hy wel as erfgenaam aangewys was in die verlede. Dis asof die Vader kommunikeer, dit wat jy gedink het jou toekom, daar's baie meer. Die leen van sonde, die leen van 'n lewe sonder die Vader is, wil net alles kry wat ek kan kry by God, en dan moet hy my net uitlos. Die Vader sê, hier's plek vir jou. Dit is so mooi in vers 24, hy sê, hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. En toe het hulle begin fees vier. Kan ek vandag vir jou sê, die Vader is nie besig om slegte, sondige mense net beter te maak nie. Hy is besig om dooie mense op te wek in nuwe lewe. Wat Jesus hier vertel is dat 'n lewe sonder die Vader kon jy net sowel eerder dood gewees het. 'n lewe sonder die Vader is 'n lewe van gebrek. Dis 'n lewe van leegheid. Dit kan dalk vir 'n oomblik voel asof ek nou beheer het, ek het vryheid, ek kan maak wat ek wil, maar man, oh man, wag daar vir jou 'n hongersnood. Wag daar vir jou 'n varkhok. Ek weet nie waar jy is vandag nie. Dalk bevind jy jouself op hierdie plek. Waar jy sê, die laaste ruk in my lewe of my hele lewe, voel asof daar 'n leegheid is. Dit voel asof ek honger ly. Dit voel asof daar iets kort. Dit voel asof ek 'n lewe sonder God gekies het. Asof hy my nie raak sien nie. Asof hy nie luister wanneer ek praat nie. Of dalk sit jy hier vanoggend en jy het die precious blessings en die geskenke wat die Vader vir jou gegee het jy gaan uitmors. Dalk sit jy hier vanoggend en jy sê, ek het net kerk toe gekom om net weer met die Here net te negotiate en te sê, ek's jammer, ek sal my bes probeer, ek gaan alles beter doen hierdie jaar. Ek hoop jy hoor vanoggend dat die Vader weier dat jy bepaal hoe hierdie verhouding lyk. As hierdie verhouding nie bepaal word deur sy genade vir jou lewe nie, dan is jy maar steeds net so verlore. Dis die ouer broer se storie. Ons gaan volgende week oor hom gesels, want hy's 'n bietjie 'n ander karnalie. Maar hoor vanoggend, en dan kan die worship team my join, is om 'n verhouding met die Vader te hê is nie gebaseer op jou terme, jou verdienste, jou gevoel, jou skuldgevoel, jou skuldige gewete, jou skaamte. Nee, dis alles gebaseer
op sy uitspattige, oorvloedige genade. Ek wil jou uitnooi vanoggend en dalk voel jy die Here is besig om in hierdie moment met jou te praat. Hy roep. Hy sê kom huis toe. Kom. Dis nou klaar. Kom terug. Jou Vader staan nie met 'n rehabilitasieprogram, 'n strafkaart. Nee, daai goed het hy reeds op Jesus geplaas. Sodat ek en jy, wanneer ons in Christus is, net die oorvloedige genade van die Vader kan beleef. Dalk sit jy vanoggend en jy dink, nee, ek het nog nie hierdie boodskap gehoor nie, dis heeltemal te goed om waar te wees. Die Here vra rekenskap. Hy vra jy moet jouself skoonmaak en jouself uitsorteer as jy na hom toe kom. Dis dalk 'n ander Here, maar dis nie ons Here nie. Ons Here het sy eie seun gegee, sodat ek en jy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek wil jou uitnooi vanoggend as jy op daai punt is waar jy sê, ek wil huis toe gaan. Ek wil by die Vader wees. Dalk is dit die eerste keer in jou lewe dat jy dit sê. Dalk het jy dit al gesê, maar jy het die vorige keer so genegotiate met die Here in 'n transaksie aangegaan, dat jy op 'n punt maar net weer gekom het waar jy die pad gevat het. Welkom tuis. Die Vader sê, my arms is oop, my deure is oop, kom huis toe. Jy hoort hier, jy's myne, jy's my geliefde seun, jy's my geliefde dogter. Ek wil vir ons leiers in die gebedsspan vra om net so aan die kante te gaan staan vir 'n oomblik. En ons wil jou graag bedien en vir jou bid vanoggend, as dit die roepe van jou hart is, om terug te hardloop na jou Vader toe. Ons kan dalk 'n oomblik net ons oë toemaak. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, hier's ek. Red my. Here, hier is ek. Kan ek jou uitnooi om dalk vir 'n oomblik braaf te wees en net daar waar jy is, in jou stoel op te staan. Ons gaan niks vreemd doen nie, ons wil net saam met jou bid vandag. Ons wil net hierdie oomblik saam met jou vier. Dankie. Ek sien 'n klomp mense wat staan. Jy wat jou hart klop so vinnig op die oomblik, jy weet dis jy, maar vraggies, jy kan nie nou dit doen. Is regtig alright hoor. Maar miskien het jy vanoggend nodig om oor jouself te kom en te sê, Here, ek gee nie om wat enigiemand dink nie, ek is honger, ek wil huis toe gaan. Staan op, kom huis toe. Jou Vader roep. As jy staan vanoggend, wil ek jou uitnooi om net na een van ons leiers toe te beweeg en ons wil net 'n oomblik saam met jou vasmaak dat die Vader jou in sy huis innooi. Kom ons hou dit dames by dames, mans by mans, maar hulle is welkom om uit te beweeg hier na die kante toe, net by een van ons leiers te gaan staan
dat hulle saam met julle kan bid. Hier is 'n spesiale oomblik. Die woord leer ons dat as een van God se kinders huis toe kom, is daar 'n gejuig en 'n gejubel in die hemele. Kan ek en jy vanoggend die gejuig en die gejubel in die hemele join vir 'n oomblik? En net die Here dank vir nuwe lewe. Vir nuwe lewe. Vader, U is die Vader van lewe. En Here, vanoggend kom lê ons lewens voor U neer. Dankie dat ons welkom is in U huis, Here, dat U ons wil huis toe bring. Dankie dat daar 'n plek vir ons is. Dankie dat daar 'n kleed vir ons is. 'n ring aan ons vinger, Here, sandale aan ons voete. Dankie dat daar feesviering is wanneer ons kom. Here, ons wil vanoggend bid vir ons broers en susters wat sê ek kom huis toe. Mag hulle nuwe lewe vanoggend beleef, the embrace of the Father. Ek wil jou nooi, staan saam met my en Roan, hulle gaan ons bedien met 'n laaste lied. Kom ons aanbid hierdie Vader van genade.